Deuteronomium, hoofstuk 25. Twee mans kan in 'n geskil betrokke raak en hulle saak voor die regter stel. En wanneer die regter sy uitspraak maak waarin die skuldige party skuldig verklaar word en die onskuldige party onskuldig verklaar word en die vonnis lyfstraf is vir die skuldige, moet die vonnis voltrek word in die teenwoordigheid van die regters. Die skuldige party mag nooit meer as 40 houe toegedien word nie, want indien hy met meer houe gestraf word, sal jou mede-Israeliet in die openbaar verneder word. Wanneer jy os graan dors, mag dit nie gemylband word nie. As twee broers saamwoon en die een sterf sonder dat hy 'n seun het, mag die weduwee van daardie broer nie met iemand buite die familie trou nie. Die ander broer moet met haar trou en sy pligte as swaar nakom. Wanneer sy dan aan haar eerste seun geboorte skenk, moet daardie seun die naam van die oorlede broer dra. Op die manier sal sy naam in Israel onthou word. Indien die swaar egter nie kans sien om met sy skoonsussie te trou nie, moet die skoonsister na die leiers wat aan die poort sit gaan en sê, hierdie swaar van my weier om die naam van sy oorlede broer in Israel te laat voortleef. Hy weier om sy pligte na te kom. Die leiers moet hom dan nader roep en aanspreek oor die aangeleentheid. Indien hy steeds weier deur te sê, ek sien regtig nie kans om met my skoonsussie te trou nie, moet sy nader kom en in die teenwoordigheid van die leiers sy skoen uittrek en in sy gesig spoeg. Dan moet sy sê, dis wat gedoen moet word met 'n man wat weier om sy broer se huis te bou. En in Israel sal hulle hom noem die kaalvoetman se huis. Wanneer twee manne in 'n geveg met mekaar betrokke raak en een van hulle vroue besluit om haar man te help en sy gryp die ander man aan sy geslagsdele, moet haar hand afgekap word. Moenie vir haar verskoning probeer maak nie. Moenie verskillende gewigte wat swaarder of ligter is in jou sak hou nie. Moenie verskillende evas wat meer of minder inhoudsmaat het hê nie. Jy moet akkurate gewigte en akkurate evas hê. Dan sal jy lank leef in die land wat die Here jou God aan jou gaan gee. Mense wat sulke dinge doen, is vir die Here jou God afskuwelik. Moenie vergeet wat die Amalekiete jou aangedoen het langs die pad toe jy uit Egipte getrek het nie. Toe jy moeg en uitgeput was, het hulle die swakkes wat agter geraak het langs die pad aangeval. Daar was geen vrees vir God by hulle nie. Die Here jou God sal jou rus gee van al jou vyande wat rondom jou woon, wanneer jy in die land kom wat die Here jou God aan jou as erflike besitting sal gee. Daar moet jy die naam van Amalek uitroei onder die hemel. Moenie dit vergeet nie.